Dit is 2026 en baie welkom by die heel eerste episode van C'est la vie van hierdie jaar. Baie welkom Koos. Baie dankie Gerard. Lekker om terug te wees. Ja, Het jy 'n lekker feestyd, vakansietyd gehad? Ons was hier in die omgewing, maar vir 'n paar dae het ons Barbara se ouers daar by ons kom bly, haar sussie, die kleintjies is op en af in die plastiek swembuitjie wat ons die hele tyd opslaan. Gelukkig het ons 'n tank in die droogte dan in die tankie die swembuitjie volgemaak. Maar nou begin ek dink, daai plastiek swembuitjie, ons moet werk maak van die saak. Gerard, kan ek by jou geld leen? Ons praat na die tyd. Kom ons praat na die tyd. Enige tyd. Ek help graag. Maar baie welkom. Is lekker om weer saam met jou te wees. En dit is so lekker om weer saam met jou hierdie jaar te begin met die reis hier by C'est la vie. Nou elke jaar of elke week sal daar op 'n maandag 'n episode uitgaan waar ons so verder bietjie gesels oor die preek van Sondag. Baie mense kyk hierdie C'est la vie as verdere bemoediging vanuit die preek uit, maar ons klein groepe kyk ook hierna en gebruik dit as hulle bespreking. Nou gister het ons 'n reeks begin, die eerste Sondag van die nuwe kwartaal, en Koos, ek kan onthou toe ons by ons laaste preek wegbreek was, waarskynlik die preekbeplanningswegbreek, die keer voor die vorige keer wat ons was, het ons hierdie amper 'n fokuspunt gehad om te sê dat ons wil hê dit hierdie jaar moet 'n jaar wees waar ons werklik stil staan rondom gebed. En weer eens onsself net op die regte plek bring om te besef wat gebed werklik is en hoe sien dit sekerlik een van die belangrikste gesprekke is wat ons kan hê. En ek hou baie van wat jy gister hierdie gedeelte wat jy gelees het van Walter Brueggemann wat gesê het, transactions between God and human persons depend on speech, words heard and spoken. Our task in life is to share in that conversation. We are, all of us, in some way creatures of a word. When the words stop, when the conversation ceases, we shall no longer be in communion. Consequently, we shall no longer exist. We live only as we engage in serious conversation. Serious, hierdie is die belangrikste gesprekke van ons lewe. En daarom het ons nou hierdie jaar begin met hierdie reeks, Wanneer jy bid. 'n Reeks wat ons wil onsself rad vir die jaar, om te sê dat ons wil hierdie jaar begin, om net stil te bly en stil te staan by hierdie tema van gebed. En mag ons aan die einde van die jaar terugkyk op hierdie jaar en sê, hierdie was 'n jaar gewees waar ons verdiep het in gebed en ook 'n gemeente is wat bid. So Koos, gebed is ek dink almal op aarde het al seker iewers in 'n lewe gebid, of jy glo in gebed of nie, of jy glo in God of nie. Weet, ek het al gehoor dat die grootste ateïste gesê het, bid maar saam met my. Of hulle sal iets sê soos, jy is mos 'n gelowige, so bid vir my. Het ek al gehad, dat ateïste dit vir my gesê het. Maar soms raak gebed ietsie wat op ons to-do-lysie is. Dis iets wat, en as ons baie keer kyk na dit waarvoor ons bid, is dit, Here, doen dit. Here, verander dit. Begin dit. Asseblief vir dit. Stop daardie. Dankie, dankie vir die, maar kan ons dit kry? Dit is 'n Engelse woord is transactional. Dis altyd iets, Here, sal U dit vir my doen. Maar as gebed net dit is, dan verloor ons eintlik die hele, ek hou van wat hulle sê, we lose the plot. Ons verloor dit wat gebed is. Hierdie serious conversation van wat gebed is. Ons het gister het jy hierdie reeks begin, en ek wil graag ons 'n bietjie verder gesels oor die grootsheid van en die belangrikheid daarvan vir my en jou, en ons almal, om in 'n lewe te leef met gebed. Gerard, ja, ek dink gebed, ek wil nie eintlik sê soos alle ander sake nie, ek wil dit anders omstel.
eintlik alle ander sake volg hierdie selfde patroon as gebed. Ek bedoel dit. As jy 'n nuwe oefenprogram wil begin. Eerstens moet jy die waarde daarvan natuurlik besef, en nou het jy hierdie droom, ja, ek sal dit graag wil doen. Maar dan begin jy by die basiese. As jy sê, ek is 'n jong mens, ek is nou net hoërskool toe, en ek sal bitter graag klavier wil leer speel. Dan kom iemand nie môre na jou toe en sê, hoor, hier is 'n stuk Beethoven musiekstuk, speel hom. Jy wil mos nou speel dit dan. Alles in die lewe is net soos gebed. Iets wat, as jy die waarde daarvan besef, jy ergens moet begin. En in 'n sin is ons almal beginners. Daar is nie, die een wat vir jou sê, ek is die kenner. Ek het dit bemeester, weet nog niks van gebed nie. So, maar ergens moet ons begin. En Jesus het vir ons 'n groot geskenk gebring. Toe sy disippels vir hom vra, leer ons bid. En hy het sonder huiwering vir hulle gesê, wanneer jy bid, maak so. Ek dink as ons al die hoe wonderlike uitsprake oor gebed probeer ontleed en daaraan dink, en na al die groot boeke oor gebed gaan kyk, en Jesus se vertrekpunt nie my vertrekpunt maak nie, dan doen ons onsself nie 'n guns nie. Dis vir my wonderlik as mens nou kyk na daai interaksie wat Jesus met die disippels het, want die disippels het natuurlik iets gesien van Jesus se gebedslewe, en toe hulle na hulle self kyk, toe dink hulle, maar dit hoe ons bid is nie dieselfde as daai nie. En hulle nou sê, Here, leer ons bid. En dan sê Jesus, okay, jy gaan nie nou dadelik daar wees nie, maar dit is hoe jy begin, bid so. Ja, natuurlik sou dit nie presies die gebed wees wat Jesus self bid nie. Hoekom nie? Want anders kon hy mos net gesê, julle hoor mos wat ek bid, bid dieselfde. So dis juist toe hulle sien hoe diepsinnig en hoe aanloklik iets om te begeer. Hoe kan 'n mens so met God praat? En hoe kan dit so 'n effek op die soort mens hê wat Jesus was? Here, ons begeer dit. Nou sê hy nie vir hulle, ja, maar doen nou net presies wat ek doen nie. Hy sê, wanneer jy bid, maak so. En ek het baie jare gelede vir my lewe besluit, ek is 'n te swak bidder en 'n te sondige mens om op my eie manier gebed te probeer bemeester. En vir my is die Onse Vader, dit wat Jesus daar gesê het, byna die stapelvoedsel van eintlik my geloof, my geestelike lewe. Alles vertrek uit daardie een gebed uit. Dit gebeur byna nooit in my lewe, selfs op my slegste dae, waaroor ek skaam is, dat ek nie daardie gebed gebid het nie. Ten minste net daardie gebed, wel, dis nie 'n groot prestasie nie. Dis nie eers 'n 30 sekonde gebed wat Jesus daar ons leer nie, Gerard. So as 'n mens sê, nee, ek weet nie om te bid nie, dan kan ons sê, het jy 30 sekondes per dag? Begin net daar, begin, 'n half minuut. So Jesus sê dan, wanneer jy bid, sluit jou deur. Dit hoef nie letterlik te wees nie, dit beteken net, kom alleen, waar niemand anders is nie. Sit jou foon weg, sit alle dinge wat afleidings is, weg. Kom ten minste 1 keer per dag op 'n alleen plek. Intentioneel, spesifiek, nie lukraak nie. Sê vir jouself, die een groot reël
van my lewe, want dis eintlik wat regula is. Ek reël my lewe, ek het 'n ritme. Een groot aspek van die regula, van die reël, van die ritme van my lewe is, ergens in elke dag moes ek eenkant gewees het, vir 'n eenkant gesprek met God, waaruit die res van my lewe uitspruit, sodat die voortdurende gesprek vanuit die spesifieke eenkant gesprek kan kom. Ek het nie die aanhaling nie, jy sien, ek het nie notas vandag nie, maar ek dink dis Lewis wat gesê het, ek dink is hy wat sê, hy wat vir jou sê, ek praat altyd met God, op alle tye, terwyl hy nie op 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke oomblik, of tydsduur met God praat nie die waarheid nie. Jy moet 'n afspraaktyd hê waaruit die res van jou tyd voortspruit. So dis die eerste beginsel, dat ou besluit, ergens op 'n dag moet ek eenkant wees. Die ideaal sal ek sekerlik wees in die oggend. Miskien is jy nie 'n oggendmens nie, lê dan net in jou bed. En begin jou dag net met daai 30 sekondes. Dalk wil jy later weer heeltemal eenkant kom. My ervaring is, dit hoef nie saam met jou Bybelstudietyd of jou stilte tyd met die Bybel te gaan nie. Dit is ook 'n gesprek, maar ek praat van die gesprek. Vir my om die twee saam te voeg, is die risiko dat die dae wat jy nie jou halfuur of wat eenkant gesit het met die skrif nie, nou bid jy ook nie. Hou die reël. Hierdie een gebed sal ek elke dag, nie sommer net so nie, ergens alleen gaan bid. En dan begin 'n mens met die gebedslewe is die bloudruk vir die res van jou lewe. Al die ander goed wat 'n mens bemeester, volg hierdie pad. As jy begin oefen, begin jy by die 30 sekonde, of jy gaan koop die tekkies. Jy begeer die ideaal, en dan begin jy met die klein oomblikke. En dis net die kleinste oomblik vir my is bloot dit. Ten minste ergens moes ek vandag, voor my dag begin, is die ideaal, net eenkant kom. Stil raak. En met al die erns en fokus van my gemoed, praat asof God hier by my is. En ek sou sê, stap 1 is, bid die Onse Vader. Begin by 30 sekondes. En dan begin jy daardie gebed se betekenis uitbou as 'n raamwerk. En daarin groei jy dan vir die res van jou lewe. 1 Tessalonisense 5:17 sê, praat met die Here elke keer as jy die kans het. Moet nooit moeg word om te bid nie. Hy hoor. Uitroepteken. Wees altyd dankbaar teenoor God, wat ook al met julle gebeur. Dan stap julle die pad wat God vir julle beplan het, toe julle in Christus Jesus begin glo het. Moenie julle doof hou wanneer die Gees met julle praat nie. Luister fyn na sy stem. Dit is vir my 'n wonderlike gedeelte wat praat van 'n tweesydige gesprek wat besig is om te gebeur. Wat derentyd gebeur. Ja. Nou, dis weer eens, die elke keer sal nooit gebeur sonder die een keer nie. Of kom ons sê, die voortdurende van die dag is 'n illusie as die afspraakoomblik van die dag nie gebeur. Dit is amper soos 'n belofte wat hier vanuit dit uitkom. Vanuit hierdie een kant kom, gebeur hierdie deel ook. En dit is wonderlik om hierdie te kan sien. Hoekom sou Jesus dan natuurlik geraad sê, wanneer jy bid, kom een kant? Dis duidelik, dis nie waarvan Paulus hier praat nie. Ja. Want dan beteken dit, ek mag nooit, as ek gedurig deur moet bid, en as dit dieselfde gebed is waarvan Jesus praat, dan beteken dit, jy gaan my nooit weer sien nie, Gerard. Want Jesus sê, sluit die deur, maak toe die deur, niemand mag by wees nie. Dan is alles verby, niemand gaan mekaar ooit weer sien nie, want so, dis baie duidelik, vanuit die
toegesluit. Volg hierdie. Hierdie kan nie gebeur as jy nie stap 1 wat Jesus sê, kom een kant. As jy elke keer wil bid, bid die eerste keer vir jou dag. As jy jou hele dag in gesprek met God wil wees, as jy die deur wil oopsluit en in jou dag wil inloop, sluit hom eers toe. En dan sou ek sê, Gerard, hier in die begin van die jaar, net kortliks, ons gaan nou aan die einde van hierdie reeks, so ontmoetingsgeleentheid, uur van ontmoeting, die Sondag aand, sal nou hier ergens vroeg middel Februarie wees. Die laaste Sondag van die reeks, gaan ons die oggend nog praat oor gebed, en dan die aand, net so gebedstyd hê, en daar sal ons net die Onse Vader vat, en saam beleef. Maar vir nou, in kort, wat gebeur met hierdie geniale gebed? Gerard, soos jy weet, is baie makliker om 'n lang preek te preek, as 'n kort preek. As iemand vir my sê, hulle nooi my na hierdie groot geleentheid toe, en sê, jy moet vir ons die hoofspreker wees, jy het 5 minute. Dan bewe my broek, dis 'n groot kuns. As hulle sê, jy het so 40 minute, sê ek, nee, nou kan ek 'n klomp interessante goed by mekaar maak, maar om in 5 minute by 'n ding te kom, wat iemand gryp en help of inspireer. Jesus het die groot uitdaging van die lewe, om in 'n gesprek met God in te beweeg, opgesom in minder as 30 sekondes. As jy hom net so vinnig bid as wat ons nou praat, wonder ek of hy 20 sekondes is, maar as jy hom redelik stadig sê, 30 sekondes. Maar daaruit groei 'n lewe van gesprek, en dit prioritiseer hierdie gesprek. Dit haal dinge uit mekaar uit, dat die een nie die ander oorheers nie. Wat 'n wonderlike geskenk, om ons te rig in die gesprek. En net te begin met die aangrypende aanspreekvorm, Onse Vader. Net selfs onse, hier's ek een kant, maar my verhouding met God het nie net met myself te doen, dit sluit dadelik ander mense in. Maar daarna, Onse Vader, is U my Vader. Hierdie swakke ek, hierdie sondige ek, U is my Vader. Dis te groot om te verstaan. Hoe kan U my Vader wees? En hoe verder die gesprek gaan, kan jy net daar stop en sê, maar dan gee U vir my om. Dan sal U my mos nie los nie. U het my lief, ek kan het. Here, dankie. Onmiddellik word ons opgeruk in genade, met die eerste woord. Want vaderskap, kindskap, kan jy nie verdien nie. Noah, wag 'n bietjie, nee, jy is nog nie my kind vandag nie. Jy weet, jy moet dan eers 'n paar goed doen, voordat jy my kind is vandag. Nee, hy is dit net. Hy het niks gedoen om jou kind te wees, nee, hy is dit. Ek kon niks doen om 'n kind van God te wees nie, ek moes net aanvaar wat hy vir my doen. Die wonder van genade, Onse Vader, en my eerste moment is altyd Onse Vader. Tweede moment, wat in die hemel is. Here, daar's meer. Ook ek is 'n pelgrim. Help my om gereed te wees vir die dood. Want dis my finale bestemming, is om by U te wees. Dadelik val 'n klomp goed af, Here, ek kan nie so leef soos ek nou leef, as ek op pad hemel toe is nie. Help my om my pelgrimskap te verstaan. Soos die psalmis sê, Here, maak my einde aan my bekend. Hy bedoel nie, wys my presies waar en wanneer en hoe ek gaan sterf nie. Maak dit aan my bekend, dat ek 'n sterflike mens is. My dag so te begin, hierdie is dalk my laaste dag. Here, Onse Vader wat in die hemel is, miskien kom ek vandag daaraan. Laat U naam geheilig word. Geheilig beteken mos eenkant gesit. Here, laat daar iets eenkant in my lewe wees, in my gedagtes. Altyd die middelpunt. Laat U naam, en U naam beteken nie net, ek mag nie die naam van die Here noem op 'n verkeerde manier nie.
U naam is U wese, wie U is. Mag wie U is, die eenkant gesitte, waardevolle ding van my lewe wees. Here, kan ek hierdie dag asseblief help my, om U nie, die bewustheid van U nie te verloor nie, in alles waarmee ek besig is. Ek wil U heilig, loop saam met my. Laat U koninkryk kom, o Here, heers oor my. Laat my eers U koninkryk soek, want Jesus het gesê, soek eers die koninkryk en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. So Here, voor ek net nou gaan bid vir my brood, bid ek nou, wees my koning. Ek wil nie die sê hê oor my dag nie. Dan bid ek gewoonlik ook vir die kerk. En so op gereelde basis noem ek dan almal wat hier by die gemeente werk se name ook. Want dit vir my is, hier is die praktiese vergestalting van koninkryk binne gemeente konteks. Daar sou ek sê, bid dan vir ons, as jy bid vir jou kerk, jou gemeente, jou leiers. Dalk ook vir wat moet jy beteken? Wat moet ek doen self? Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Die twee is baie na aan mekaar, maar as jy hulle skei, dan sal ek daar sê, Here, help my om te bid soos Jesus in Getsemane. Gee my 'n Getsemane hart wat oorgee, dat ek nie teen wil en dank, ek gaan hierdie kar koop, ek gaan daardie doen, ek wil, Here, ek lê my wil neer. Help my om in Getsemane te wees. Help my om soos Jesus te wees. U wil, soos in die hemel, so ook op die aarde, nie andersom nie. Soos hier my aarde, so in die hemel, laat hierdie wat ek wil hê tog gebeur nie, Here. Wys my U wil. Dan gee ons daaglikse brood. Dis 'n eenvoudige stelling, maar vir jare het ek daar onmiddellik al my behoeftes begin noem. Dit my gewete my begin pla. Ek sê nie, Here, ek is jammer, dit voel so selfverag. En dan het ek het so klein sinnetjie wat ek daarby sit. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dan noem ek dit U self, U woorde, U verlossing, U voorsiening. Ek sit voorsiening laaste, want anders is dadelik, o Here, my finansies, my begeertes, my dit, al die behoeftes, bekommernisse, eerste U self. Here, U is my brood. Jesus het sê, ek is die brood van die lewe. Here, wees U my brood. Help my dat my fisiese behoeftes nie voorop staan nie, maar tog, Here, eerste het ek U self nodig, tweedens U verlossing. U self, U woord, U woorde is brood, U verlossing, en dan U voorsiening. En dan sal ek stop en sê, Here, U weet wat pla my, wat het ek nodig. Daar noem ek gewoonlik ook my hele gesin en familie, broers en susters, en my vrou se broers en susters, en die kinders. En my skoonouers en so, en as toe my ouers nog geleef het ook. En dan sê ons, vergewe ons skulde. Snaaks nie, Gerard, dat Jesus dit nie voorop sit nie. Ja. En ek dink dis ook iets van genade. Dat ek nie so gepreoccupeer is daarmee nie. Ek begin by genade en God sal my help. Goed, maar kom ons praat nou hieroor. Here, hierdie naweek het nie goed geloop nie, ek is jammer, daai gesprek, of gister die, of net bloot, as jy nie van iets bewus is nie, erken net jou sondigheid. Maar daar is min daar by my, wat ek nie van iets spesifiek bewus is nie, Gerard. Ja, dat is maar goed wat ou noem. En dan, en lei ons nie in versoeking nie. Ag Here, help my om nie aan, ek besef ek kan nie sonder U nie. Laat my Johannes 15 onthou, bly in my soos ek in julle, want sonder my kan jy niks doen nie. Here, help my nie om in die versoeking te trap om met my dag aan te gaan sonder U nie. Verlos ons van die bose. Here, die onheil. En dan daai Psalm wat sê, laat geen onheil naby sy tent kom nie. Ag Here, bewaar ons. Kinderlik. En dan, in sommige vertalings sal jy sien die, wat in Matteus genoem het, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Is dit nie in nie, of is kursief gedruk.
In die vroegste manuskripte is dit nie. Die teoloë sê, die kenners sê, dis omdat die vroeë kerk hulle gebede so afgesluit het. So, dit is ook waardevol, dat die vroeë kerk, nadat hulle die gebed wat Jesus hulle geleer het, 'n gewoonte gehad het om dit af te sluit met, ons herinner ons net selfs weer, wie is ons God? Aan U behoort die koninkryk. Daar sê ek ook, Here, U weet presies wat moet gebeur. En die krag, U het die vermoë om dit laat te gebeur. En die heerlikheid, Here, U gewig, U heerlikheid is vol liefde. Dit sal die regte ding wees en dit sal goed gaan. Amen. Nou dit is 'n baie kort, maar kan jy sien, Gerard, hoe hierdie gesprek kan uitbrei? Ander praktiese raad wat ek sou, want ons het nou gister gesê, jy moet die groot uitnodiging aanneem en iemand word wat ernstig opneem wat Jesus gesê het. As die Seun van die mens kom, sal hy die geloof op die aarde vind. Watter geloof is dit? Die geloof van mense wat dag en nag bid. Hoe gaan jy dag en nag bid, as jy nie... So hierdie vir my lei jou in die gesprek in. Nou, die hele dag. Miskien iets om jou te help om die dag so te begin. Ek hou baie daarvan om in die tuin te loop in die oggend. Laat my so half dink in die Genesis, jy weet. Die Here het in die tuin met hulle gewandel. Dit was nou in die aandwinkie daai, maar hierdie in die oggendwind, veral in die somer, baie lekker in die tuin. Stap daar en bid, kyk vir die plantjies en praat met die Here. Is goed om nou en dan te kniel, gereeld. En as jy oggend verkeerd loop, jou motor kan ook 'n tempel wees. Ons bly nou, veral nou met die padverleggings, jy weet, byna 'n halfuur van die kerk af, gewoonlik daarom net so, nie eers 15 minute nie. Maar jy kan 'n wonderlike gesprek op pad hê, maar begin net ergens. Ja. Dankie Koos, ek wil afsluit met hierdie Anna, dit is 'n lang gedig oor the paradoxes of prayer. En op 'n stadium toe Tim Keller dit aangehaal, maar hy het net so een gedeelte aangehaal wat vir my wonderlike iets is van hierdie groot paradoks wat gebed vir ons lewe is. Hy sê, prayer is awe before an infinite force, and yet intimacy before a personal friend. Prayer is a struggle and a duty, and yet a delight. Prayer takes both the head and the heart. It is based on what we know about God, the truths, and yet also a mystery. So ek hou wat jy ook vir die begin gesê het, ons niemand van ons sal ooit kenners wees nie. Die persoon wat sê, ek het nou God heeltemal uitgesorteer, ek verstaan. Daai persoon is in 'n gevaarlike plek. Because it's based on the heart, what we know about God, the truth, but yet also the mystery. En mag jy in hierdie jaar, as jy hierdie reis van gebed begin loop, mag jy ook 'n stuk van 'n nuutheid van God ontdek in jou binneste, wat wonders vir jou sal wees, en mag jy verdiep in hierdie jaar in gebed. En kom ons begin met daai sluit jouself toe in die vertrek, en begin net met die eenvoudige 30 sekonde gebed. En ons sal nog hoor die stories van die verdieping wat plaasvind. Baie dankie Koos. Die datum vir daardie uur van ontmoeting is die 8ste Februarie, die aand, dit sal seker so hier rondom 6:00 se kant wees. Ons sal vir julle, maar hou die sosiale media dop vir die tye en wees daarso. Ek hoop julle geniet hierdie gesprek en mag julle 'n geseënde week verder hê. Tot volgende week, totsiens.